Goeiedag. Ek lees vir ons vandag uit Psalm 49 vers 16. Maar God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Ja, hy sal my wegneem. Dit gebeur maklik dat ons mense se sukses met bewondering bekyk. 'n Groot huis, 'n duur motor of 'n indrukwekkende loopbaan, laat dit soms lyk asof iemand alles het. Ons begin onbewuslik dink dat geld en besittings die maatstaf van 'n goeie lewe is. Die digter van hierdie Psalm wys daarop dat rykdom baie dinge kan koop, maar nie die belangrikste dinge nie. Niemand kan met geld sy lewe verleng of die dood wegkoop nie. Uiteindelik staan elke mens, arm of ryk, voor dieselfde werklikheid. Alles waarvoor ons so hard gewerk het, bly agter. Dit klink somber, maar die Psalm eindig nie daar nie. Juis wanneer dit lyk asof die dood die laaste woord het, maak die digter hierdie wonderlike belydenis. Maar God sal my lewe vrykoop uit die mag van die doderyk. Sy hoop rus nie op sy besittings nie, maar op God se redding. As ons die Nuwe Testament lees, verstaan ons hierdie woorde nog dieper. Jesus Christus het gedoen wat geen mens ooit self kon doen nie. Hy het die prys vir ons sonde betaal en hy het die dood oorwin. Daarom lê ons grootste sekuriteit nie in wat ons besit nie, maar in aan wie ons behoort. Alles wat ons op die aarde bymekaar maak is tydelik. Die lewe wat Christus gee, is ewig. Daar's niks fout daarmee om baie geld of mooi besittings te hê nie. Dit is beide gawes van God, maar hulle is nie ons fondament nie. Ons geniet dit met dankbaarheid, sonder om ons identiteit daarin te soek. Wanneer ons harte aan Christus behoort, hoef ons nie bang te wees om iets te verloor nie, want ons grootste skat kan nooit van ons weggeneem word nie. Waar lê jou gevoel van veiligheid die meeste? In wat jy het, of in die God wat jou deur Jesus Christus vir ewig gered het? Vader, bewaar ons daarvan om ons vertroue in tydelike dinge te stel. Dankie dat ons ware hoop nie in rykdom lê nie, maar in die verlossing wat U vir ons gegee het. Help ons om elke dag te leef met ons oë op U gerig. Amen.